Ek moet jou hierdie storie vertel. Dit maak my opgewonde. As iets vir my werk dan word ek opgewonde en ek wil altyd iemand anders te vertel van hierdie storie wat ek vandag wil vertel. Hierdie boer staan voor 'n geweldige groot land en hy's dor, daar's niks op hierdie land. Dit beteken nie dat wanneer hierdie boer voor hierdie land staan en daar's niks op die land, die grond is onvrugbaar nie. Nee. Maar in sy skure het hy sakke vol saad. En wat hierdie boer staan en hy kyk seker so na sy grond en hy wonder wat moet hy maak? En ewe skielik, sien hy sy saad. En hy gaan draai terug en hy gaan na sy skure toe. Hy steek sy hand in sy saad. Moet baie mooi luister. Hy steek sy hand in sy saad. Hy stap na die grond toe en hy plant die saadkorreltjies een vir een in sy grond. Wat maak hy? Hy het 'n verwagting en hy wag op die Here om vir hom water te stuur. Die vroeë reëns en die laat reëns. Of jy 'n besproeiing het jy water nodig. En jy het nog steeds 'n verwagting dat God vir jou gaan voorsien. Wat gebeur? God laat groei en dan, wat gebeur dan daarna? Daar kom vrug op sy land. Die vrug is vir jou om te geniet in die gehoorsaamheid dat jy gestaan het by 'n dordroe land met saad in jou skure agter jou en hy moes gehoorsaam gewees het om te gaan vertrou, sy hand in sy saad te steek en uit te gaan en dit te plant op sy grond, sodat jy dit kan geniet. My vriend, voor op die skerm, sê ons bankbesonderhede sien, woord en waarheid George. Jy maak nie 'n verskil in die kerk nie, jy maak 'n verskil in iemand anders se lewe. Die Here seën jou. Vanmôre kyk ek na die woord van die Here en hierdie week kyk ek na die woord van die Here. Verlede week gebeur daar iets en ek is besig om by 'n plek te staan en ek is besig en skielik staan ek daar en die Here wys my 'n gesig en terwyl ek hierdie gesig sien, toe besef ek, dis die bloed van Jesus wat vrymaak. Dis die bloed van Jesus wat die Satan slap en hy kan nie opstaan nie. En ek wil vir u sê vanmôre NB met koppeltekentjies, uitroeptekens in rooi gegraveer en dit kan nie uitgevee word nie, dat die bloed van Jesus verloor nooit sy krag nie. Halleluja! Ek is opgewonde want ek weet is tot hierdie oggend gekom het, is dit niks te doen met Henny of niks te doen met woord en waarheid of niks te doen met enigiemand anderste behalwe die bloed van Jesus nie. Halleluja, want dis die bloed wat soos 'n skerp mes kom en hy sny so deur die werke van die bose. Halleluja, en ek is opgewonde, ek is maar ou wat, die besoekers is baie welkom hier vanmôre, ek is maar ou wat rondspring soos 'n springkaan. Maar ek wil u verseker vanmôre toe ek hier staan en ek hoor hy liedjie wat sê, lei my, Here lei my, Here lei my, toe sien ek dat hierdie pa is besig om deur 'n passage te gaan, hy's besig om deur 'n tuin te loop en hy het iemand se hand vas in hierdie woord vanoggend om vir jou te sê, dat die bloed van Jesus verloor nooit sy krag nie. Ek weet nie van u nie, maar 'n mens ervaar druk van alle kante af. Sjoe, dis verskriklik. Maar sjoe, wat groter tref is as dit, is dat die bloed beskerm sy kinders. Die bloed in die naam van Jesus Christus is weapons of warfare, wat hierdie vyand doen. Ek wil dit sê vanmôre, sy naam is Lucifer, maar hy's 'n leienaar. Sê vanmôre, die een land jou, hy's 'n liar. Salarabatianda kushanda rabatianda. Ek wil vir jou vanmôre sê, met die salwing van God op my lewe, vanmôre, Satan is 'n liar. Hy's 'n leienaar. Volgens iemand kyk in en hy moet dit hoor, Satan is 'n leienaar. Halleluja, weet jy wat maak hy? Hy kom hier teen jou. Christian Kosan gegooi. Hy kom hier teen my en hy kom druk so 'n bietjie teen my. Druk so 'n bietjie teen my. Moet my nie omstamp nie, man. Hy sê maar druk teen my. Druk. Dis wat Satan maak. Hy wil jou laat val.
Hy wil hê jy moet voel soos 'n teleurstelling. Hy wil hê jy moet voel want hy kom hier en hy kom vat jou vas wanneer jy swak is. Maar as daar een ding is in die lewe wat nooit swak word nie, is dit die naam en die bloed van Jesus. Ek wil vir volgende sê dat daar is nie 'n tydperk aan dit verbonde nie. Hy het nie gesê 2030 gaan ek my krag verloor nie. So dit is vir altyd. Vir enige omstandighede, vir enige iets, is daar 'n krag en dis die bloed. Want deur die sterf van Christus, het hy sy krag geïmplementeer, om Satan te kan oorwin. En wanneer ons kinders van God is, dan loop ons in hierdie journey in ons lewe, hierdie pad in ons lewe. En weet jy wat? Jy stap 'n groot man. Sjoe, kom gegooi. Jy volgens stap weer groot man in hierdie kerk. Ek kyk hierdie ou se, man, hy's 'n man. Waar roep gou vir my vir Liam daar binne. Die seentjie daar binne in die sonnaskool. Ek wil gou vir jy, kan ek jou maar gebruik as 'n voorbeeld? Môre my broer. Sê jy nie. Halleluja. Ek wil vir volgende wys. Ek wil vir iemand moet dit weet vanmôre. Wanneer sulke groot hande jou hand vashou, sal niemand jou hand uit sy hand uitruk nie. Iemand het nodig om volgende te hoor. Wanneer God sy hand oor jou hand het die vyand geen vashou en hy het geen ding in sy lewe om jou te kan verwoes nie, want hy wat jou hand vashou, is hy wat vir jou veg. Halleluja, die salwing van die Here is op my volgende. Halleluja. Kom staan gegooi vanmôre en ek wil vir u sê vanmôre, glad nie in my gedagtes, glad nie kom Dawid en Goliat in my gedagtes op nie, want hierdie is nie 'n oorlogvoering nie. Hierdie is vir iemand om te sê, ek is jou pa en ek is in beheer oor jou lewe. Ek gaan jou net so 'n bietjie wegsteek vir hierdie oom. Jy kan hom jy kruip dan nog so 'n bietjie weg agter my, né? Maar my broer, ek sien hierdie goeie, kyk sommer hier bo oor my. Sjoe, nee. Wag gou op jou hande. OK. Kom gou, jy's veilig by momie nie hoor. Maar ons gaan jou maar roep as ons moontlikheid gee. Ek wil hê die kamera, wys dit daar vir die kameraman vanmôre. Zoom in vanmôre. Iemand moet hoor vanmôre. Dan maak jy jou hand toe, Sean, en jy hou sy hand vas vanmôre. Ja. Wie is in beheer? Woe! Ek weet nie van nie, maar ek ervaar 'n salwing volgende in hierdie kerkgebou om vir iemand te sê, ek het jou hand. En wanneer ek jou hand het, los ek hom nie. Geen vyand en werke sal by hierdie kind kom tensy God dit toelaat, maar die woord sê vanmôre vir my, hy is partydig vir die wat by my skuil. Halleluja, met sy ander hand vat hy en jy kan hom maar druk, jy het 'n seun, maar met sy ander hand vat hy en hy druk jou vas en hy sê, ek het jou by jou naam geroep, jy's myne. Ek het jou by jou naam geroep, jy's myne. Halleluja, Rabashanda Kasala Rababandai. Die oomblik toe Jesus opvaar, toe kry die woord krag en daardie krag kan nooit verloor word nie. Halleluja, jy kan maar gaan sit, Liam. Amper dit lyk amper of jy wil sakkie. Praise the Lord. Is daar iemand in die kerk wat kan dans? Maar halleluja, dans vir oorwinning, dankie Sean, hoor. Maar ek wil vir jou volgende sê dat die Here sê vir jou, ek het 'n plan in jou lewe. Staan op jou voete vanmôre. God sê ek het jou geordineer en ek het jou gekies en my plan gaan realiseer in jou lewe. Van jou moeder se skoot af het ek jou geroep en ek het jou naam, toe jou ma en jou pa naam kies, toe sit hy daai naam van jou in hulle harte weg, want God het geweet daar moet 'n krygsman opstaan. Maak jou gereed, sê die Here. Samson, maak jou gereed. Jy gaan oorwinnings in hierdie tyd in jou lewe beleef wat jy min beleef het. In jou bloedlyn, sê God vanmôre vir jou, I've made you. I've created you. And my plans in your life. God se planne in jou lewe gaan realiseer, sê die Here. Jy kan maar sit, my broer. Halleluja. Ek wil vir jou volgens sê, ek is opgewonde
want die seën van die Here wat ryk maak, is vanmôre in hierdie kerkgebou. Ek dink by myself, dis hoekom ek nie 'n horlosie dra nie. Julle manne wat nou nie tussen hierdie kerk wat nou vir ons orkes kom doen het, ek dra nie 'n horlosie nie, want ek het nie tyd nie. Ek het 2 tye nie, ek het nie tyd vir Satan nie, en ek het ook nie tyd om op te hou nie. Dankie. Halleluja, dankie my sussie, kom nou. Ek is nou eers nog besig om op te warm. Halleluja, ek weet nie van nie, maar ek is opgewonde. Woe! Jo, die Here is goed, man. God is goed. En weet jy wat? Toe jy hom aanneem, toe word jy goed. Want sy gees kom hier binne in jou en hy maak 'n tent. Jy's 'n tent vir God. Jy's 'n tempel vir God. En sy gees, steek gou jou hand in die lug en sê vanmôre, ek wil jou vra vanmôre, is jy tempel van God? As God dan goed is, as God dan guns is, as God dan genade is, wie woon binne in jou? Satan is 'n liar. Satan, jy's 'n leienaar. Die woord sê jy's die vader van die leuns. Ek wil dit uitskree vanmôre. Ek wil dit uitpassein vanmôre. Ek wil sê Satan is die vader van die leuns. Halleluja, dit moet uitgaan vanmôre. Ek wil hê vanmôre iemand wat op 'n ashoop sit of in omstandighede sit vanmôre moet weet. Die een wat hom daar gebring het is 'n leuen. Sy leenaar, sy naam is Satan. En dit is wat my so opgewonde maak vanmôre. Ja, ek preek, ek kom eers met 'n mooi, ek bou eers die cherry, dan bring ek die koek by mekaar, en dan moet ek die mes bring om hierdie koek te sny. So die Here help my vanmôre. Pastoor, ja, preek oor sonde, ja. Maar vanmôre is dit nie vir jou 'n bekeringsboodskap nie. Dis vir jou 'n boodskap van hoop. Dis vir jou vanoggend 'n boodskap dat wanneer jy by dit kom, dat jy hierdie boodskap nooit sal vergeet nie. En wanneer jy daar omdraai, by daai toets, dat jy as 'n oorwinnaar daar omdraai. Ek staan so, en toe ek kom so staan, toe sien ek 'n gesig en die Here wys my 'n gesig. Hier's handdoekpapier vanmôre. Wit, soewerein skoon. Dis hoe God my en U gemaak het. Soewerein skoon. Ek wil amper sê 'n hemelse wese. Geen sonde nie. Kom op 'n sekere ouderdom of word gebore in 'n sondige wêreld. Kom as kleinkind in hierdie wêreld in en ken jy sonde nie. Weet nie van wat is verkeerd en wat is reg nie, want ons moet dit geleer word. Van ons boeke kom in goeie ouerhuise, van ons kom in slegte ouerhuise. En terwyl ek so kyk, en hoekom dit belangrik is vir my en U, Romeine 3 vers 23 sê, want almal het gesondig en dit ontbreek ons, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Bly by my vanmôre. Ek wil hê jy moet volgens sien, as iemand op hierdie tafel lê vanmôre, in 'n afspraak, in 'n operasiesaal, waar God hartomleidings doen, waar God heupvervangings doen, soos Jakob, wat met God geworstel het. Ek wil volgens vir jou sê, dat jy lê op die regte plek, en jy's in die regte tyd hier. Dit ontbreek ons van God af. Dit maak ons vrymoedigheid. As ek die vrymoedigheid het om na God toe te gaan, as my hart my nie veroordeel nie, dan het ek die vrymoedigheid om tot God te gaan. Wat maak die mens onvrymoedig teenoor God? Verkeerde besluite. Hoogmoed. My eie wil, as daar een ding is waar God nie teen werk nie, is jou eie wil. Hy gee jou so 'n bietjie kans tot jy by jou eie wil kom.
om jou eie wil, jy moet jou eie wil breek. Tweedrag. Sekere vleeslike sondes wat jy doen, maak jou onvrymoedig met God. Dan kom dit en dit besoedel jou lewe. Ek wil dit sê, dit kom en vernietig die plan van God in jou lewe, want waar sonde inkom, vergroot dit, en dit maak dooie kolle in jou lewe. Jy gaan nou by my wees vanmôre. Dit begin by klein en onskuldige dingetjies. Ek wil vir jou volgende sê, Satan kom nie met groot dinge nie. Hy kom met klein onskuldige dingetjies, en daardie klein onskuldige dingetjies, die woord sê, dis die klein vossies wat die wingerde vernietig. En terwyl ek laasdag 'n droom ek 'n droom en ek sien iets in my lewe, nie in my lewe nie, God wys my gesig, en terwyl ek sien, jy begin met jouself te beklei, en jy begin soos 'n loser te voel, wanneer daar duisende, miljoene klein dingetjies in jou lewe is. Bear with me, ek het vir jou boodskap van die Here vanmôre. Want jy sien, die bloed van Jesus bring herstel. Hierdie vyand kom op 'n manier, en hy kom met 'n klein dingetjie, nog 'n klein dingetjie, môre oor en môre, dan toi hulle hier binne in jou. Hulle skree nie vir water en lights en daai klas van dinge nie. Hulle skree, ons wil hom doodmaak, ons wil hom verwoes. En dan kom jy op daai plek in jou lewe wat jy besef, ek het te veel toegelaat. Dan kom jy op daai plek in jou lewe dat jy voel dodelike, gevaarlike terrein. Ek kan nie meer nie. God weet, ek kan nie meer nie. Hier binne is daar stil geroep om te sê, Here, help my man, niemand sien my nie, niemand hoor van my nie, want almal is so besig met hulle eie dinge, maar in die meantime het elkeen van ons so 'n stemmetjie binne in ons lewens, of party van ons, dis mos nie ons kerk nie, maar vanmôre om te sê, Here, ek kan nie meer nie. Dan het hierdie klein dingetjies begin meer en meer word. En dit begin ophoop hier binne in jou. Hier kom Jakobus 1:15 en hy skryf dit, hy sê daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voor. Dit sê vir my, 'n mens lê op die tafel, jou lewenstafel. Jy kom op 'n plek wat jy net nie meer kan nie. Ek wil vir u sê, die woord van die Here is daar vir my en u om te kan keer om die regte besluite, om die verkeerde besluite te maak. En om ons te help om die regte besluite te maak. Ek hoop vandag van hierdie oggend af, dat wanneer jy by daai plek kom in jou lewe weer, dat jy die boodskap nooit sal vergeet nie. Sonde kom en hy steel stadig jou vrede. Want hoe meer dit word, hoe minder krag kry jy, en hoe meer verloor jy vrede. Is dit nie so nie? Ek wil hê volgende, jy moet nie hier sit volgende en sê, pastoor, hierdie boodskap, bear with me. As jy volgende voel, jy het nie meer vrede nie, prys die Here, jy's op die regte plek. Prys die Here, daar gaan 'n einde kom aan dit en jy gaan vrede oorvloediglik hê. En wanneer jy op daai plek kom, dan steel dit jou vreugde. Want jy sien, die oomblik as jy dit gedoen het,
Dis lekker water. Sonde is lekker. As sonde nie lekker was, het ons dit nie gedoen nie. Ons kameraman kom staan so 'n bietjie nader, ek wil hê jy moet dit inzoom hier volgende. Wat hier plaasvind, kan jy? Dis ook die enigste ou wat stil is in hierdie kerk is my kameraman. Hy kom steel jou vreugde, die oomblik as jy dit doen. As jy wil kom kyk, kan jy naby kom staan, ons is dan nog 'n klein gemeente, maar ek gaan so 'n stukkie afskeer hier vanoggend. Christian, kom gegooi. Dat klein druppeltjie gegooi daar. Maar wat hy maak is, dankie, daar waar ek hom gegooi het, daar loop hy groter. 'n klein dingetjie is eintlik 'n groot ding in jou geestelike lewe. Hy steel 'n deel van jou lewe. So hy bly nie net daar waar hy bly nie, daar nie. Hy word groter. En dis die plan van Satan. Dis die plan van Satan om jou hele lewe te beïnvloed. Dan kom jy op 'n plek in jou lewe wanneer hy jou vrede gesteel het. Wanneer hy jou vreugde gesteel het. Want jy sien, as jy een keer dit toegelaat het, dan is dit makliker. Dis makliker die volgende keer om dit weer te doen. Want jy sien nie, ek kom op 'n plek van teleurstelling, ek is 'n teleurstelling vir God. Ek wil vir jou vanmôre sê, hierdie teleurstelling wat jy jou hart dra, het vanoggend by jou plek gekom om te sê, ek is meer as 'n oorwinnaar. Dan kom die vyand en hy sê, maar weet jy wat, dan gee op, God is nie meer lief vir jou nie. Doen dit nog en doen dit nog en nog. Wat gebeur? Dan beïnvloed dit jou liggaam. Want as jy jou geestestoestand benadeel het, dan beïnvloed jou geestestoestand jou liggaamlik. En hy attak jou. Want jou vreugde is weg, dit bring bitterheid. Jou vrede is weg, dit vat jou blydskap. Dit steel jou verhouding met God. Jy raak biddeloos. Jy lees nie meer Bybel nie. Jy kom op 'n plek van dood. Weet jy wat jy sien nie, maar ek sien iets. Die profeet van die Here staan en hy sien droë dorbene. Ek sien vanmôre hier staan 'n dooie liggaam hier voor my vanmôre. Maar die Here sê, wat sien jy? Ek sien die bloed het sy krag. Wat hoor jy? Ek hoor 'n stil stem in die binnekant om te sê, ek gaan die keuse maak om vir myself te sê, as dit die eerste keer gewerk het, dan gaan dit die tweede keer werk, maar ek wil vir jou volgende sê, as jy die eerste keer gedoen het, en jy dit bely, is dit nie die tweede keer, die volgende keer nie, dan is dit nog steeds in een keer, want die eerste keer weggewas. En wanneer jy by daai plek kom, jou hande is afgekap, dit lê daar, maar dis nutteloos. Jou voete is afgekap, dit lê daar, maar dis nutteloos. Want jou vrymoedigheid is jou mond.
wanneer ek my vrymoedigheid gesteel het, dan werk my mond nie, dan help dit my niks nie. As dan wanneer ek vir 'n ander man se vrou kyk, bear with me, is 'n antwoord vir baie vrae. As wanneer ek vir 'n ander man se vrou kyk, 'n oom sê eendag vir my, hy bring 'n boodskap. Hy sê dis goed om as jy so vir 'n vrou kyk en jy kyk vir haar so, hou aan kyk. Want die oomblik as jy wegkyk en jy kyk weer, dan sondig jy. Want die tweede keer se oog is anders as die eerste keer se oog. Eina. So nou kyk ek vir my vrou. Julle moet bear with me. As dan wanneer ek vir 'n vrou kyk en ek begeer, en hier lê 'n liggaam wat hom nie kan terugvat na sy pa se huis toe nie, en hier lê 'n liggaam wat nie kan opsteek sy hand en sê, my God, help my nie, en hier lê 'n liggaam wat nie kan praat en sê, Here, hier sê ek, help my nie. Maar ek het 'n gedagte om te sê, o my God, ek roep vanmôre op die bloed van Jesus. Gaan God jou hoor? Wow. Want hier lê mos nou 'n verlamde liggaam. Want weens die sonde wat mens toegelaat het, ek wil dit sê, God doen dit nie, mens doen dit. Hier's verbittering. Omdat iemand 'n storie vir my kom vertel het, nou is almal negatief. En dan maak ek groepies bymekaar en ek besoedel ander mense. Ek dink mense moet dit ook sien hier vanoggend. Maar hier lê 'n liggaam. Hopeloos. Want dis wat Satan doen, hy bring jou by die dood uit. En ek gaan 'n baie gevaarlike ding sê vanmôre. Daar loop soveel mense daar buite rond om te sê, wanneer jy jou hand in jou eie lewe slaan, dan gaan jy hel toe, ja. Maar as jou hart, jou gedagtes uitgeroep het, wanneer jy in daardie sondige toestand is, en jy kan nie, want weet jy wat gebeur, wanneer 'n persoon homself vergas het? Hy lê daar. Hy kan niks doen nie, maar by sy positiewe, in sy brein, is hy nog steeds 100%. Miskien kyk iemand in vandag en wonder, wat het van daai ene geword, wat nog 2 minute of 3 minute daarna gelewe het, maar hy het nie opgestaan nie. Ek wil vir jou volgend sê, as hy geroep het, my God, wees my genadig, wil ek vir jou sê, ek gaan hom sien in die hemel. Maar wanneer hy gesterf het sonder om dit te doen, is dit net soos 'n sondaar wat sterf. Maar hy lê 'n ou of 'n vrou, nou sê hulle ek pik op hulle. Kan nie meer nie. Is hy nog by my volgende? Halleluja. Onthou wat ek gesê het in die begin. Hier's 'n pa wat jou hand vashou. En die legkaart, die kaart, die lewenskaart van daai pa, daai vader, ek moet sê vader, dis die woord. Die ware woord van God. Hy doen niks tensy sy woord dit al reeds gesê het nie. Ek weet nie waar sit jy vandag nie. Maar hierdie boodskap is vir jou toekoms, so kom vir jou te laat besef, jy gaan op 'n plek in jou lewe kom waar Satan teen jou gaan staan en hy gaan jou probeer stoot na die limits toe. As die woord sê, ek sien jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Wat beteken dit? Hy is altyd met jou. Kom aan.
As jy alleen in 'n valley loop en jy's nie by jy het so 'n paar dooie dinge in jou lewe, dan is hy nog steeds by jou. Die goeie nuus is, sê vir een langs jou, hier is die goeie nuus. Maar dis nog nie die einde van my boodskap, ons gaan nog so 3 ure aan. Waar sonde gekom het God geantwoord. Waar sonde gekom het God geantwoord. Die bloed van Jesus. So wie ook al vandag hier sit, en wie ook al in luister vandag, ek weet nie waar sit jy nie. Ek weet nie wat se omstandighede is jy nie. Ek weet nie wat gaan jy môre deurgaan nie. Maar ek het 'n antwoord vir jou. Wanneer jy by daai plek kom van sonde, dan antwoord God. Hy gee altyd 'n teenaanval vir God, vir Satan. En hy sê, die bloed van Jesus. Jesus, die oomblik toe hy sterf, toe breek hy die mag van sonde. Kinders van die Here, hoekom sit ons dan met ons skouers pap en ons hang met ons koppe laag en ons, ek is 'n loser. Miskien iewers is daar iets in jou lewe wat die vrymoedigheid weggevat het. En terwyl hy die sonde gebreek het, het hy die herstel gebring. Dis is hierdie ou karretjies wat ons gehad het toe ons jonk was. Wat was hy karretjie se naam? Wat hy so gecrash het, as jy hom so gestamp het, dan crash hy hom en dan maak jy hom weer reg daarna. Dis baie voor jou tyd. Bear with me, brother, miskien leer jy iets vanoggend. Wie ken hy karretjies? Ken julle? Ja, dis dan baie mense wat my ouderdom is, maar is ander wat bietjie ouer as ek is. Hulle die karretjies self geherstel. Toe ons gebore is, toe bring hulle al die nuwe dinge in. Jy stamp hom en hy druk net 'n dingetjie, dan pop hy weer reg. Die oues van daar het hulle dit self reggemaak. Hulle het hulle panel beaters genoem. Ons is new part fitters. En vandag gaan koop jy sommer net 'n nuwe ene. Maar die evangelie van Jesus Christus is 'n krag van God tot redding vir elke een wat glo. En wanneer jy by daai plek kom, moet jy weet dat God het vir jou herstel gebring. Maar hier lê 'n liggaam vanmôre. Waar sonde ontbreek het Jesus dit herstel. Waar sonde gebind het, bring Jesus wysheid. Waar sonde vernietig het, jou lewe jou laat sterf het, bring hy vir jou 'n nuwe lewe. Vir my en u, om 'n nuwe lewe te kry, moet ons beroem op die ene wat die nuwe lewe gee. Amen. Jy kan nie in die Ou Testament lewe en dink jy gaan 'n nuwe lewe kry in Jesus nie. Jy gooi die naam van Jesus weg en jy maak maar net by die naam wat jy wil nie. Daai naam is die naam bo elke naam. Daai naam herskryf geboortedatums, daai naam herskryf doktersverslae, daai naam maak slawe vry, daai naam maak siekes gesond, daai naam bring nuwe lewe. Ek wil dit sê, hy herskryf die toekoms, hy vat jou verlede weg en hy gee jou 'n nuwe toekoms. Ek wil vir jou volgende sê, maak nie saak waar jy in jou lewe by die bank lê en jy voel vandag so, of jy kan moontlik nog so voel nie, maar deur hierdie boodskap moet jy al bietjie 'n rittelings gehad het. Want jy sien die bloed kom en hy vergewe. Die bloed kom en hy werk
dit in die diepste punt van die see en hy dink nooit weer daaraan nie. Die bloed beteken niks as jy dit nie apply nie. As ek so van die viswater afkom, dan heel eers as ek in die kamer instap, as sê my vrou vir my, gaan stort. Dan sê, o nee, jy alright. Jy kan in die water gaan staan, jouself net nat maak. As jy nie seep op sit, die stink jy. Ek sê dit weer. Of jy nou met hout werk en of jy nou met olie werk, jy moet jou laat bad. Maak nie saak wat is jou sonde nie, jy het die bloed nodig. Maak nie saak hoe diep is jy nie, jy het die bloed nodig. Maak nie saak of jy amper dood is nie, want amper dood is nog nie dood nie. Jy het die bloed nodig. Want die bloed herstel nie net jou nie, maar ook jou toekoms. Ek gaan met hierdie skrif volgend, met hierdie skrif gaan ek volgend eindig, en ek gaan dit doen, klaarmaak wat ek voorgekom het. Hou gou vir my oop asseblief. Moenie op jou mors nie, hoor? Dan gaan jy moet bad. Die bloed het nog nooit sy krag verloor nie. Ek bid vanoggend in hierdie oomblik. Kom nou in hierdie oomblik. Elkeen wat inkyk, elkeen wat hier sit vanmôre, dat God jou geestesoog oopmaak vanmôre. En wanneer jy in die toekoms by 'n plek kom, en daar kom 'n klein vossie, en hy het ingekom, wil ek jou remind, dat die gees van die Here jou remind, maar kom net daar en dan dood. Moenie wag vir nog en nog en nog nie. Want as dit nog en nog en nog 'n boodskap en nog 'n boodskap kom, jy kerkboodskappe wat jou opbou en kerkboodskappe wat jou hoop gee, maar jy kry boodskappe wanneer jy alleen met God is, wat die Heilige Gees met jou praat en vir jou sê, hier's ietsie kleins, maar dit kan baie word. In Johannes 1 vers 7 sê, is jy reg? Is jy reg vandag? Is jy reg vandag om te besef in hierdie dag, geen wapen, no weapon formed against you shall prosper, because, want die bloed van Jesus. Sê vir die een langs jou, want die bloed van Jesus. Halleluja. Yes, it's the blood of Jesus. Dis die bloed van Jesus wat die vyand se planne wegvat. Dis die bloed van Jesus wat my beskerm om nie te val nie. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. Jy sien, wanneer ons bietjie toegelaat het, dan het ons verhouding so bietjie verswak. Maar ek kan vir jy sê, daar kom daar in my lewe en in my huwelik, wat my vroukie vir my sê, my man, ek is lief vir jou, maar ek het nie nou 'n bietjie tyd vir jou nie. Wie ken dit? Ek wil nou nie rondkyk, ek sal so intoe kyk, en nou sê mense, ek piek op. Daar kom 'n tyd in ons lewe, wanneer ek uit 'n swakheid 'n besluit gemaak het, en ek het 'n draaipunt in my toekoms gemaak, en ek het iets nie goeds gedoen nie, maar die bloed
Jy's miskien 'n besigheidsman of 'n besigheidsvrou wat inkyk of jy sit vanmôre, of jy sit hier wat miskien 'n fout gemaak het in die begin, maar jy weet nie hoe om dit te herstel nie. Jy weet nie hoe om dit te reverse nie. Jy weet nie hoe om dit terug te draai nie. Ek wil vir jou vanmôre sê, beroem jouself op die bloed. Beroem jouself op die bloed. Want hoor wat sê hy? En die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons. Woe! Hy reinig ons van alle sonde. Ek wil sê dat die bloed van Jesus laat jou bene begin beweeg. Wanneer jy die bloed van Jesus in jou omstandighede inbring, dan kom daar 'n geratel. Wanneer jy die bloed van Jesus bring na dit toe wat jou gewen het, jy sit die bloed daarop. Waar is hy papiertjie wat ek nou nog gehad het? Die bloed bied lewe vir jou. Presies dieselfde wat die sonde gedoen het. Want die bloed se vermoë is die krag van sy opstanding. Wat die krag van sonde wegvat in jou lewe, en dis 'n verplasing van dooie bene na lewendige bene, en lewendige dooie selle na lewendige selle, na doodsheid, na geloof. Ek het nie 'n saak wat het jy gedoen nie. God skryf nie op wat het jy gedoen nie. God gebruik dit wat opgeskryf het, soos in die woord, wat sê, my bloed was jou van sonde vry. God gebruik dit wat in die woord is, om jou te herskryf, en jou weer lewe te gee. Ek het vir jou nuus vanmôre. Wanneer jy die bloed apply, dan lê jy nie meer nie. Dan staan jy op. Want die woord sê, vir u en vir my, as die seun jou vrygemaak het. Dis nie 'n storie nie. Hy vat 'n man wat op pad is om Jode te gaan doodmaak. In sy beplanning en in sy bloedlyn gaan hy om Jode te gaan doodmaak, hulle wat aan Jesus geglo het. En God herskryf hom op die pad van Patmos sy hele toekoms. Want jy sien, as die seun jou vrygemaak het, is jy waarlik vry. Dis 'n boodskap van 2000 jaar terug tot vandag toe hy die kruis opgestaan het, toe sê, lewe en lewe in oorvloed. So wanneer u en ek weer in omstandighede kom, en jy het geval, roep jou lewe op die bloed. Net daar. Want net daar waar jy fout gemaak het, daar skryf God 'n belofte. Net daar. En ek wil julle bemoedig vanoggend.
Want iewers moes die sonde ingekom het. Wanneer hy daar ingekom het, en ek sit die bloed daar waar die dood ingekom het, en ek sit die bloed daar, vinniger as wat 'n sekonde verbygaan, kom haar lewe. Kerk van die Here, dis wysheid van God, om die woord van God na jou lewe toe te bring. Dis wysheid van God, wanneer jy in situasies kom, jy hierdie boodskap nooit sal vergeet nie. Om te sê, ek het gehoor, ek moet hom nie toelaat nie, maar ek het ook gehoor, as ek hom toegelaat het, plaas die bloed daarop. En ek wil die vanoggend verseker, it will never lose its power. As die vanoggend in hierdie kerk iemand staan, of sit op hierdie oomblik, as die vanoggend mense is in, as jy vir jou man jok, is dit ook sonde. As jy vir jou vrou jok, is dit ook sonde. Ag, my kinders gaan dit nie verstaan nie, jy het nie nodig om dit met jou, maak dit met God reg. As jy geluister het na hierdie boodskap, dis soos vergifnis. Vergifnis maak nie vir Reinhou gesond nie. Vergifnis maak my gesond. Amen. Ek en ons het niks probleme met mekaar, ek en hierdie broer nie. Hy het lekker vettig uit die agterhom. Maar ek wil die vanoggend vra. Ek wil die sekerheid hê vandag. En ek praat nie met jou en sê vir jou, jy's 'n sondaar nie. Nee, jy's kinders van God. Ek wil hê ons almal moet ons hoofde buig vanoggend. As die vyand slinkserig was en hy het ingekom, miskien by 'n braai, of hy het ingekom by 'n onverwagste plek. Ek wil hê ons moet ons hoofde buig asseblief. As die Gees van die Here vandag met jou praat en hy deel met jou, hy wil sy bloed op jou dooie omstandighede sit. En as jy jou lewe uitgesort het, moenie jou hand opsteek nie, want dan is jy klaar daar. As hierdie boodskap vandag vir jou is, om te herstel, ek gaan jou nie vra om op te staan nie, ek kan jou my woord gee. Wil jy nie net jou hand in die lug steek nie, en sê, Here, U praat vandag met my. Bly julle hoofde gebuig asseblief. Want jy sien, die Gees van die Here lê dit nou op my hart. Jy dink die plannetjies waarmee jy nou besig is God se plannetjies. Nee, sê die Here. Jy tree op uit verbittering uit en onvergewensgesindheid. Jy onttrek jouself uit plekke, uit goddelike kringe uit wat ongesond is om dit te doen. Sit jouself terug weer daar. Kom ons buig ons hoofde vanmôre. As daar iemand is wat my na die tyd wil sien, die wat inkyk vandag, dit bekommer my nie waar jy is nie. Maak nie saak nie. Hy was deur die dood. Hy het opgestaan, hy was in elke plek. Plaas die bloed op dit. Beroem jouself op die bloed van Jesus. God herskryf. Ek spreek 'n woord in jou lewe. Vinniger as wat 'n sekonde verbygaan in jou lewe, sit God 'n belofte in jou lewe. En hy herskryf dit. En jy sal dit altyd gebruik en sê, omdat ek die bloed geapply het die lewe gekom. Vader, nou in hierdie oomblik bid ek. Sê vanmôre, Here, ek wil hê die gemeente moet agter my aan sê. Sê Vader, ek beroem my vanmôre op die bloed van Jesus.
Ek kom nou Vader in die naam van Jesus Christus as herder vanmôre en ek spreek lewe en lewe in oorvloed in elkeen se lewens in die naam van Jesus. En God seën sy woord in Jesus naam. Amen.